Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. In ons lewensreis ontdek ons dikwels dat daar 'n groot verskil is tussen om wedergebore te word en om Christus as disipel na te volg. Vandag kyk ons na 'n uitnodiging wat alles verander. Ons skrifgedeelte kom uit Matteus 16 vers 24 wat soos volg lees. Toe sê Jesus vir sy disippels: "As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg." Wanneer ons na die konteks van hierdie vers kyk, is dit baie belangrik om die volgorde raak te sien. Jesus praat hier met mense wat reeds gelowiges is. Volgens die skrif, kom jy na Christus toe as 'n verlore sondaar om wedergebore te word. Dit is 'n gratis geskenk, bloot uit genade deur geloof alleen. Maar nadat die Gees jou lewend gemaak het, begin die avontuur van disipelskap. Dit is wanneer jy jouself verloon, jou kruis opneem en Jesus volg. Disipelskap is nie hoe jy die ewige lewe verdien nie, dit is jou reaksie op 'n gawe wat jy reeds ontvang het. Die gawe van die ewige lewe ontvang jy kosteloos deur die glo van die evangelie alleen. Disipelskap kos jou egter alles en bepaal wat se genadeloon 'n persoon in die hiernamaal sal ontvang. Die opdrag om jouself te verloon en jou kruis op te neem klink dalk swaar, maar dink daaraan as die beste besluit van jou lewe. In die eerste eeu was die kruis die uiteindelike teken van totale oorgawe aan die wil van 'n ander. Om dit vrywillig op te neem, beteken om jou eie ek, met al sy selfsugtige ambisies en noodsaaklikheid om alles te beheer, te laat staan. Jy kies om nie meer deur jou eie beperkte insig gelei te word nie, maar deur die oneindige wysheid van die Meester. Dit is nie 'n pad van slawerny nie, maar van die grootste vryheid wat daar is. Wanneer jy besluit om Jesus te volg, ruil jy jou eie stikkende planne in vir sy volmaakte plan. Dit is die mees opwindendste pad wat jy kan stap, want jy loop dit nie alleen nie, jy loop dit saam met die een wat die dood oorwin het. Hier is 'n kernwaarheid om vandag te onthou. Disipelskap is die vrug van jou wedergeboorte, nie die wortel daarvan nie. Jy word nie 'n disipel om gered te word nie, jy word 'n disipel omdat jy reeds God se kind is. En glo my, om die lewe saam met hom in die skool van disipelskap te loop, is die grootste voorreg en die wysste keuse wat enige mens kan maak. Is jy vandag bereid om jou eie planne vir die avontuur van disipelskap in te ruil? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die kostelose gawe van die ewige lewe. Dankie dat ons in Christus se rus mag lewe. Help ons om elke dag met vrymoedigheid die keuse te maak om U te volg. Vergewe ons as ons nog probeer om ons eie lewens te stuur. Ons lê vandag ons eie wil neer, nie omdat ons moet nie, maar omdat ons weet dat U pad die beste pad is. Help ons om disipels te wees wat U voetspore met vreugde volg. Mag ons lewens 'n getuienis wees van die vryheid wat ons in U vind. Ons vra dit in die naam van ons Verlosser, die Here Jesus Christus. Amen.